Baie dankie dat jy gekom het, Chris. En ons luister graag na jou. Asai, baie dankie vir die geleentheid om met julle te gesels vanoggend. Dit is vir my 'n voorreg. Ek gaan dan, so Sakkie gesê het, gesels oor twee mense met die naam van Calvin en Servetus. En soos in die omsendbrief staan, is hulle albei hervormers, hulle kwalifiseer altyd daarvoor. Maar net een van die twee het op die brandstapel gesterf. Die hoofspelers van ons verhaal is albei gebore teen die einde van die eerste en die begin van die tweede dekade van die 16de eeu. Ek wil net so 'n bietjie konteks gee, ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee van waar ons staan, wat gebeur het daai tyd. Die Heilige Romeinse Ryk het bestaan uit honderde semi-onafhanklike gebiede en dit is dan nou waar die huidige Duitsland en die sentrale gedeelte van Europa is. Daar is gedeeltes van Europa wat buite dit geval het. Spanje was nie deel daarvan nie, hy was onafhanklik. Frankryk was onafhanklik en 'n gedeelte van Italië was onafhanklik en daar het die paus 'n groot rol gespeel. Hierso is 'n kaart van die Heilige Romeinse Ryk. Dis daai gedeelte, ek weet nie of hy wys daar op die skerm nie. En aan die regterkant is maar net vergroot. En dan kan mens sien hierso dat Spanje en Italië en Frankryk buite dit was. Die Rooms-Katolieke Kerk. Die hele rede hoekom die hervorming plaasgevind het, gaan oor die Rooms-Katolieke Kerk. Die paus, daar's verskeie vergrype gewees, verskeie dinge wat die paus hom aan skuldig gemaak het. En in die periode van omtrent 50 jaar voor waar ons verhaal begin, was daar 10 pause gewees. Van die pause het hulle het van die kerkfondse gebruik vir hulle eie gewin, om hulle gesinne ryk te maak. Nepotisme en simonie. Die hele idee, die woord nepotisme, kom van neef. En een van die pause het al sy neefs het hy aangestel as biskoppe. Simonie is 'n term wat gebruik word vir die verkoop van kerkposte. Hulle het duur bouprojekte aangepak en daarvoor het hulle afkoopbriewe, in Engels indulgences, is een van Luther se groot bugbears gewees, die afkoopbriewe, verkoop om die Sint Petrus kathedraal te befonds, die bou daarvan. En basies wat 'n afkoopbrief is as mens sterf, dan gaan jou siel na die Vagevuur toe. En daar bly dit vir 'n wisselende tydperk, tot al jou sondes dan nou ontslaag geraak is van. En as jy 'n afkoopbrief koop, dan gee die paus vir jou afslag. So jy betaal geld, dus dit geld ook vir jou familie. So jy kan dit namens die familie doen wat afgesterf het al, en dan hulle tyd in die Vagevuur is dan korter. So hulle het afkoopbriewe, baie daarvan verkoop om geld in te samel. Die ander ding wat die hervormers 'n probleem mee gehad is die gesag van die paus. Hy het die sleutels gehad. Jesus vir Petrus gesê, hier is vir jou die sleutels wat jy oopsluit, in die hemel sal oopgesluit bly, wat jy in die aarde toesluit sal toegesluit bly. So die paus kon besluit oor geloofsake. Op daai stadium was Gutenberg se drukpers reeds 'n 3/4 eeu oud en drukkerye skiet op soos paddastoele. So elke groot stad het ten minste een drukkery gehad. Dit was die internet van die 16de eeu gewees. So toe Martin Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur in Wittenberg vassit, het iemand dit in die hande gekry en as duisende kopieë van gemaak by verskeie
drukperse en versprei. En skielik weet almal daarvan. Toe hy dit gedoen het, was ons twee hoofkarakters onderskeidelik 6 en 8 jaar oud. Met die hervorming is daardie Heilige Romeinse Ryk in 2 gedeeltes verdeel. Die suide was katholiek en die noorde was protestants. En in die noordelike gedeelte was plekke soos Basel, Straatsburg, dis Strasbourg in Engels, en Genève. En daar was die hervormers veilig geweest. In Frankryk in die suide nie. Vir die grootste gedeelte van die verhaal was Karel die 5de die keiser van die suidelike gedeelte geweest, en hy was ook die koning van Spanje. In Spanje is in die 1400s einde daarvan, het Ferdinand en Isabella het hulle die Spaanse inquisisie in die lewe geroep. En die doel daarvan aanvanklik die conversos. Conversos was Jode geweest wat gekersten geraak het, wat oorgegaan het na die Christelike geloof, en dan het hulle soms Joodse gebruike of nooit afgesien van nie, of dit weer begin gebruik. En die inquisisie was daar om hulle uit te sorteer. Bietjie later, die Marranos is moslems wat oorgekom het na die Christelike geloof toe en dan weer teruggeval het. En die inquisisie was daar om dit uit te sorteer. Dit was 'n tyd van politieke onrus. Die gepepel stroop kathedrale van ikone, vernietig dit, brand dit, skap het stikkend. Hulle hou massabetogings teen die mis. Ons sal waarskynlik sê massas, maar ek dink gepepel is eintlik 'n beter term. Hulle het absoluut op 'n vernietigingstogte gegaan. Frankryk word regeer deur Frans I. Die eerste, sy suster Marguerite, vir wie hy baie lief was, het ook 'n groot invloed gehad. Frans was die paus goedgesind en Marguerite was 'n bietjie geneig na die ondersteuning van die hervormers toe. Christopher Columbus het 15 jaar van tevore die nuwe wêreld ontdek. Daar is 'n skets van Johannes Calvin, die goed is na sy dood gemaak. Ek neem aan dit is gedoen op beskrywings van hoe hy gelyk het, want die twee lyk baie dieselfde. Hy is gebore in Noyon as Jean Calvi in 1509. Sy pa Gerard was 'n kathedraalnotaris van Charles de Hangest, die biskop van Noyon. Die de Hangest was adel geweest. En Gerard se familie, Calvin se familie was werkersklas. Gerard word later geëkskommunikeer. Ons weet nie hoekom hulle hom uit die kerk uitgeskop het nie. Dit het iets te doen gehad met kerkeiendom wat verkoop is. En toe wou die biskop die boeke sien en hy het geweier om die boeke te wys. So daar's een of ander onreëlmatigheid daar gewees, toe skop hulle hom uit. Calvin se ma, Jean Lefranc, sterf toe hy 3 is, sy pa trou weer, en by die tweede vrou het hy 2 dogters. Op 12-jarige ouderdom word Calvin die klerk van die biskop. En hulle stel hom sommer as kapelaan in die kerk aan, wat vir hom baie nuttig was. So hy het groot geword saam met die de Hangest kinders. Hy was deel van die gesin amper gewees, so hy het dikwels in hulle huis gewees. En toe sê die biskop, maar die vriend van my kindertjies, kom ons, weet, hulle is nie so ryk nie, kom ons maak hom 'n kapelaan, ons betaal hom 'n salaris. En dit sou baie nuttig wees, hy het vir die volgende 10 tot 12 jaar daardie pos beklee. Ek dink dit is 'n voorbeeld van vriendjiespolitiek, selfde wat die ANC deesdae doen, jy gee vir jou vriende 'n pos, wat jy nie kan doen nie, en hulle moes 'n deel van daai salaris oorbetaal aan 'n priester om die nagmaal te bedien en die werk te doen. Hy is op 15-jarige ouderdom saam met die de Hangest kinders na Parys, en hy studeer
filosofie vir 'n kort tydjie by die teologie skool van die Universiteit van Parys. Hy en sy pa besluit, maar om 'n priester te word betaal nou regtig nie baie goed nie. So regte is 'n baie beter beroep. En hy het toe by die Universiteit van Orléans en Bourges na dit het hy regte gedoen. Uit sy studies in 1532 voltooi en 'n lisensiaat in die regte gekry. Dieselfde jaar skryf hy 'n kommentaar oor Seneca se De Clementia, wat beteken genade. Dit is 'n boek wat Seneca geskryf het aan of vir Nero. En die boek is 'n mislukking. Calvin het gehoop dat dit hom, soos hulle in Engels sê, op die map sal plaas, die bekendheid sal verwerf. Die doel van die boek was gewees om voorgeskryf te word in die klaskamers van die universiteit. Ek weet nie of hy enkele kopie van verkoop het nie. Hy het sy vriende se hulp ingekry om te help verkoop daaraan, om die ding te adverteer as hulle lesings hou of toesprake hou. 'n Goeie vriend van hom, Nicolas Kop, word die rektor van die College Royal of die Universiteit in Parys. En op 1 November 1533 gee hy sy intrederede. Ons dink dat Calvin hom gehelp het skryf aan die toespraak en miskien dit selfs vir hom geskryf het. Wat Kop doen is hy met sy intrederede praat hy oor die behoefte aan hervorming in die katholieke kerk. Frankryk was toe nou nog nie ryp gewees vir hervorming nie, en lasbriewe word uitgereik vir sy inhegtenisname, as ook omdat Calvin met hom geassosieer is, Calvinsin. Beide van hulle slaan op die vlug en Kop na Basel. Calvin keer terug na sy geboortedorp Noyon en daarna na Angoulême in Frankryk. Daar kom hy in aanraking met hervormers. In 1534 breek hy met die katholieke kerk, sy bande met die kerk, en dis dan ook die tyd wat hy sy pos as priester of biskop bedank. Miskien toe nie meer die geld nodig gehad nie, of miskien wou hy nie meer geassosieer word met die kerk nie. Die ander karakter is Michael Servetus. Hy is gebore as Miguel Serveto in die klein dorpie Villanueva de Siena in die Aragon provinsie van Spanje. Net soos Calvin se pa notaris was by 'n kerk, is hy notaris by die klooster van Santa Maria. Die familie behoort aan die groep Infanzones, wat tweede kategorie adel is. So dis nie die hoogste van adel nie, maar soort van laerklas adel. Sy ma, Catalina Conesa, is van Joodse afkoms. Hy is een van 3 broers, net soos Calvin een van 3 broers was. En Jean, ons dink as sy jongste broer, word 'n priester. Sy pa stuur hom na die hoofstad van die streek, na die Universiteit van Zaragoza, toe hy 13 jaar oud is. Dankie. Daar by die universiteit is 'n man met die naam van Joan de Quintana, en hy stel vir Servetus aan as sy persoonlike sekretaris. Joan was 'n dokter in die teologie gewees. En om 'n dokter te word, moes jy eers 5 jaar filosofie studeer en dan nog 'n 15 of wat in die teologie. So dit is hoogs gekwalifiseerd. Op 16-jarige ouderdom kry hy toestemming van Jean om regte by die Universiteit van Toulouse te studeer. Dit is 2 jaar te kort om
kwalifikasie te bereik of te verkry. En in 1530 is hy weer in die diens van de Quintana. Daardie jaar word Karel die 5de deur Paus Clemens die 7de in Bologna, Italië, gekroon as keiser van die Heilige Romeinse Ryk. Karel die 5de was toe reeds keiser, maar hy het gedink vir politiese doeleindes sal dit 'n goeie ding wees as die paus hom kroon, net om die bande tussen die Katholieke Kerk en die Heilige Romeinse Ryk te versterk. Dit is 'n keerpunt in Servetus se lewe. Hy is gewalg met mense wat die paus se voete soen, om die skouers dra en voor hom kniel en buig. So hy verlaat die diens van de Quintana en hy trek na Basel. Hy gaan daar vir 10 maande by een van die hervormers tuis met die naam Œcolampadius. Dit was aanvanklik Johann Hauschein. Wat baie mense gedoen het as jy in die akademie is, of as jy universiteit toe gaan, dit het beide met Calvin en Servetus gebeur, dan kry jy 'n Latynse naam. En ek dink een van die redes daarvoor is, dis maar my eie opinie, is dat die naam verbuig in Latyn, so as jy die onderwerp, die voorwerp, iets wat aan jou behoort, iets wat aan jou gedoen word. So dit is in die verbuiging van die woord, net soos in Grieks. En dit sal moeilik wees om Hauschein te verbuig in Latyn. So die Œcolampadius, die IS gedeelte, is gedeelte dui op 'n manlike naam. Erasmus van Rotterdam is toe so jaar terug daar weg. Hy het gaan skryf aan sy Nuwe Testament in Basel en hulle het vir hom vir Johann Hauschein gegee as 'n sekretaris. Maar toe Servetus daar aankom is sy naam toe alreeds vir Latyn. 1531 gaan Servetus na Straatsburg en hy maak kennis met 2 hervormers by die naam van Martin Bucer en Wolfgang Capito, wat hom aanvanklik goedgesind word. Net terug na Œcolampadius. Die persoon het hom in sy huis ontvang, hy het gebly by hom, en Servetus het nou alreeds snaakse teologiese idees gehad, en ek dink hy moes dit sekerlik aan etenstafel met sy gasheer bespreek het. Aanvanklik was Œcolampadius hom probeer terugbring na die regte pad toe. Later het die verhouding tussen hulle so versleg, dat alhoewel hulle onder dieselfde dak gebly het, hulle met mekaar gekommunikeer het deur briewewisseling. En op 'n stadium het Œcolampadius dan vir die ander hervormers gesê, by my aan huis is iemand wat regtig vreemde idees het. So Straatsburg, Martin Bucer en Wolfgang Capito, aanvanklik kom hulle ook goed met hom oor die weg. In 1531 publiseer hy sy eerste boek, toe hy nog nie 'n volle, ek dink hy is nog nie 20 jaar oud gewees nie, hy is nog 'n jong man. En die titel van die boek is Trinitatis Erroribus, bedoelende die fout met die drie-eenheid. En dit is in 'n dorpie Hagenau gepubliseer. Baie mense was baie positief en gesê as oulike idees, dit is 'n goeie boek, is interessant. Maar later toe begin die kritiek instroom en Bucer het van die kansel afgesê na die boek gepubliseer is, die ou moet opgekap word en sy derms uit sy lyf uitgetrek word. So wat Servetus doen is, hy publiseer 'n jaar later dialoog oor die drie-eenheid. Hy trek alles terug wat hy in sy vorige boek gepubliseer het, maar gaan toe aan om eintlik maar weer dieselfde te sê.
So die Spaanse Inquisisie is nou agter hom aan. Hulle het sy broer Joan gestuur om hom te probeer terugkry in Spanje, sodat hulle hom kan vervolg. In 1533 gaan studeer hy wiskunde onder die skuilnaam Michael de Villeneuve. Soms hoor mens van Villanovanus, wat die Latynse een daarvan is. En mens kan sien dat hierdie de Villeneuve is afgelei van die dorp waar hy gebore is. Vir 'n kort tydjie, so Calvin het nou sy eerste boek geskryf, hy het sy studie in regte voltooi en hy keer terug na Parys. So vir 'n kort tydjie is die twee saam daar, of hulle mekaar ooit geken het, weet ek nie. Die debat in Parys, laat somer van 1534, word 'n debat gereël tussen Johannes Calvin en Servetus by die adres Rue Saint-Antoine, wat naby die Bastille geleë is. Volgens Calvin het Servetus hom gevra vir die debat, wat vir my moeilik is om te glo. Servetus is beroemd, of eerder berig, weens die boek wat hy gepubliseer het. Mense het daaroor gepraat, almal weet van wie hy is. Calvin is onbekend. Sy boek wat hy gepubliseer het, op daai stadium is 'n volslae mislukking, niemand weet van hom nie. Hy was toe al in kontak met die hervormers gewees, en ek sou dink dat dit vir hom voordelig kon wees om 'n debat te voer in die geheim met iemand wat bekend is. So Servetus se manier van oorleef was sy skuilnaam in Parys. Calvin het gevlug en hy keer terug na Parys, wat vir hom baie gevaarlik sou wees. Soos hulle hom daar sou vang, dan kon hy miskien selfs tereggestel geword het. Servetus daag nie op vir die debat nie. So ons weet nie hoekom nie. Dit kan wees dat hy bang was, dat dit 'n lokval was, en dit veral, dink ek, sal dan nou meer geloofwaardigheid gee aan die idee dat Calvin hom gekontak het vir die debat. Miskien is hy opgehou, ons weet nie. En ek dink is hier waar die weersin wat Calvin vir Servetus gehad het, begin het. Calvin het jare later het hy beweer dat hy sy lewe in gevaar gestel, as dit wel waar is, om Servetus op die regte pad te bring en sy siel so te red, wat ek moeilik glo. Ek dink dit was vir persoonlike gewin gewees wat die debat sou plaasvind. Van hier af aan gaan ek albei se lewens so om die beurt bespreek soos die tyd aangaan. In 1534 is daar die plakate insident in Parys. Mense word die oggend wakker en oral in die stad teen deure van openbare geboue en openbare plekke is daar plakate, protestantse plakate opgesit. Onder andere teen die slaapkamerdeur van die kasteel van Frans I in Amboise. Probleem was, toe die plakate opgesit is, was hy tuis by die kasteel. So hy word die volgende oggend wakker, het nie teen sy slaapkamerdeur is 'n protestantse plakkaat. Hy is baie pro-katholiek, hy is woedend. En hulle begin hervormers op die brandstapel verbrand. So hy het glad nie goed gevat nie. Nou is dit skielik baie onveilig in Parys en Calvin vertrek na Basel, baie gewilde plek vir baie van die hervormers gewees. Onder die skuilnaam Martinus Lucanius. So dis een van twee skuilname wat hy in sy lewe sou gebruik.
Servetus verhuis na Lyon in Frankryk. Hy doen vertaalwerk vir Melchior en Gaspar Treschels. Hy werk onder andere aan 'n boek van Ptolemeus se geografie en daarin maak hy die opmerking dat Palestina 'n vreeslik onvrugbare plek is. En dit sou later teen hom gehou word, want Moses sê dan, dit is 'n land van melk en honing. In Lyon word hy die sekretaris van 'n bekende mediese praktisyn met die naam Saint-Fory Champierre. En hy het ook dan, miskien wil hulle van by mekaar uitgekom het, die man het 'n boek gepubliseer en hy het gewerk aan die boek Servetus. 1536, Calvin se institusie van die Christelike godsdiens word gepubliseer. Skielik is hy bekend. Dis sy lewenswerk. Daar sou nog heel party publikasies van, ek dink 4 in Latyn wees en 'n paar in Frans. Calvin wil graag terugkom in Frankryk. En hy gaan onder die skuilnaam nommer 2 is Charles d'Espeville na die hof van Renée, die hertogin van Ferrara, wat nou in Italië is. Sy is 'n niggie van Marguerite, wat die suster is van koning Frans I. En Marguerite, soos ons genoem het, was die hervormers redelik goedgesind. En hy het gehoop dat sy vir hom sou kon help om terug te kom in Frankryk, maar dit is toe onnodig, want in Mei daardie jaar het Frans die eerste 6 maande amnestie uitgevaardig en Calvin kon terugkeer na Noyon om sy pa se huis wat 5 jaar van tevore oorlede is te verkoop. Selfde jaar 1536 Calvin en sy broer Antoine en die halfsuster Marie uit pa se tweede huwelik is onderweg na Straatsburg waar hy wil gaan skryfwerk doen. So hy het nou 1 boek gepubliseer. Hy wil nog aangaan met publikasies. Hulle sou net 1 nag in Genève oorbly. Soos Servetus jare later net 1 nag in Genève sou oorbly. 'n man met die naam van Guillaume Farel, wat hervormer was in die stad. Hy het self 4 of wat jaar van tevore uit Frankryk moes vlug en hy het gesukkel om 'n gemeente op die been te bring, vra vir hom om aan te bly. Calvin is redelik onwillig, maar Farel sê hy sal vervloek word as hy nie bly nie. En lyk my het hom toe oortuig, want in September word Calvin in Genève as predikant aangestel. Servetus op aanbeveling van die dokter, vriend van hom, vir wie hy gewerk het, skryf in Parys as 'n mediese student. En hy het nooit die kwalifikasie, dink ek, ontvang nie, want hy het vir 3 jaar gestudeer, die kursus is 4 jaar. Om jou graad te verwerf, moes jy 'n geboortesertifikaat, 'n geldige geboortesertifikaat inhandig, en as de Villeneuve sou hy dit nie kon doen nie. En alhoewel hy dan nie gekwalifiseer het nie, het hy tog gewerk as 'n mediese dokter, 'n suksesvolle praktyk gehad. Hy, tydens sy studies, is hy 'n assistent in die disseksiesaal. En die assistent het die disseksies gedoen. So die lektor het bygestaan en gesê, nou maak jy hierso, nou haal jy dit uit. Hy het oorgeneem by 'n baie bekende anatoom wat op daai stadium toe nou net weg was by die mediese fakulteit in die naam van Vesalius. Servetus het in sy 1553 publikasie die eerste westerling geword
wat die bloedvloei deur die longe beskryf het. Ek dink is deur Mohammedaan gedoen voor hom. En hy het dit so half terloops, dink hy het gepraat oor iets geskryf oor die gees en toe die bloedvoorsiening gebruik om 'n punt te illustreer. In Genève, Calvin en Farel stel artikels betreffende die organisasie van die kerk en aanbidding in Genève op. So hier is 'n stel reëls van hoe mense moet optree. Hulle verwag dat gemeentelede dit moet onderteken. En daarmee sal dit dan erken dat hulle Calvin se interpretasie van die Bybel ondersteun. Op Paasondag weier hulle om nagmaal te bedien aan mense wat nie hierdie dokument onderteken het nie. In Julie kry hulle die polisie om mense bymekaar te maak en hulle te dwing om die protestantse geloofsbelijdenis te teken. As jy dit nie doen nie, dan kon jy verban word uit Genève en so is jou burgerskap kwyt. Die ironie van die saak is dat Calvin op daai stadium self nie 'n burger van Genève was nie. Hy sou eers in 1559, 5 jaar voor sy dood, burgerskap verkry, maar hy kon ander mense, omdat hy deel was of 'n beheerder was van die kerk kon mense uitjaag, wegjaag. Met die hervorming, hy afkoopbriewe wat die Katolieke verkoop het, om jou van jou sondes vergewe te kry, dat jy gered kan word. Kom Luther en hy sê, geloof alleen, jy moet net glo, jy hoef niks te doen nie, jy moet net glo, so hierdie is 'n gratis afkoopbrief. Jy glo net, en jy hoef nie geld te betaal vir 'n afkoopbrief nie. Die resultaat was dat die gemeentelede het wetteloos en losbandig geword. Nou moes Calvin die wette van Moses inroep om die gemeentelede in toom te hou. Hy het 'n soort van 'n teokrasie gestig, alhoewel hy nie deel was van die parlement nie, maar 'n teokrasie in Genève, waar die Bybel bepaal die politiek, hoe 'n mens lewe. Hy het 'n sedepolisie ingestel, so mense het gespioneer op hulle bure. En as daai ou iets doen wat verkeerd is, dan gaan rapporteer hy aan Calvin. En as daar dan 'n hofsaak is en daar word 'n boete opgelê, dan word die sedepolisie 'n kommissie betaal. So hy kry 'n deel van die boete. So dis 'n bietjie van 'n lekker situasie. Terwyl Servetus by die fakulteit van mediese fakulteit in Parys studeer, beoog hy 'n publikasie oor astrologie. En ou soos Calvin het gesê die sterrewiggelary is sommer nonsens. Iemand soos Melanchthon het gereken dat dit het nut. En daar's twee tipes van astrologie gewees. Ene het die weer bepaal, en dit was wettig. Die sogenaamde regtelike astrologie het mense se toekoms en gedrag bepaal, en dit was onwettig. Servetus het gereken dat die sterre bepaal die weer, die klimaat, en die klimaat het 'n invloed op die liggaam en die gesondheid, so dit kan gebruik word in medisyne. En ons sien hier 'n bietjie 'n donker kant van Servetus se geaardheid. Die dekaan van die mediese fakulteit gaan soek hom op, om te versoek om nie hierdie traktaat of die publikasie te doen nie.
Hy tref hom aan in die disseksiesaal, waar hy saam met 2 dokters besig is om 'n kadaver te dissekteer. Servetus trap die dekaan uit, voor die kollegas. Hy verneder hom. En hy gaan en hy koop die drukkers om hierdie ding vinnig gepubliseer te kry en te versprei. Die publikasie van hom. En daarna sê hy, maar hy het nou die dekaan uit oorlê. Die universiteit vat hom hof toe. Maar hy kom toe los. Juis oor die publikasie. Genève. Oor die nagmaal wat hulle nie wou bedien nie, besluit die Senaat, maar niemand kan enige iemand verhoed om nagmaal te gebruik nie. En hulle gee vir Calvin en Farel 3 dae om uit die stad uit te wees. Hulle wend hulle tot die algemene vergadering van protestantse predikante in Zurich, en op hulle beurt vra hulle vir die stad Bern, want Bern, Genève het onder die beskerming van Bern gestaan, so Bern het 'n invloed gehad in Genève om in te gryp, maar dit het nie gewerk nie. Calvin gaan preek toe vir 'n klein gemeente Franse vlugtelinge in Straatsburg. Farel word 'n predikant in Neuchâtel, waar hy die res van sy lewe deurbring. Servetus na 3 jaar se studie open 'n mediese praktyk in 'n klein dorpie Charlieu. Daar was 'n insident gewees, dit is terwyl hy daar was hy dink ek verloof gewees aan 'n vrou, hy's nooit getroud nie. Daar's 'n insident wat iets te doen gehad het met die oppositiepraktyk, oppositiedokter. Hy was op pad huis toe gewees nadat hy 'n pasiënt gesien het en toe word hy aangeval. Terug in Genève. So die predikers is weg. Daar's nou nie 'n protestantse predikant in Genève nie. Die paus sien dit as 'n geleentheid om Genève vir die Rooms-Katolieke Kerk terug te win. Hy vra vir kardinaal Jacopo Sadaletto van Carpentras om 'n brief aan die gemeente van Genève te skryf en hulle te versoek, wil julle nie weer inskakel by die Katolieke Kerk nie, wat hulle nie graag sou wou doen nie, maar daar is nie iemand wat daai brief kon antwoord nie. Hulle stuur toe 'n boodskapper na Calvin en vra hom of hy nie namens hulle die brief sal antwoord nie, wat hy dan toe nou baie mooi gedoen het. Hy verdedig die hervorming oor die algemeen en so aan Frankryk. 1540. Pierre de Palmer is die aartsbiskop van Vienne en hy sê vir Servetus, jy het nou probleme gehad. Kom, maak 'n praktyk oop in Vienne, waar ek bly. Dieselfde jaar trou Calvin met Idelette de Bure. Sy is 'n weduwee van 'n Anabaptis en die Anabaptiste sou later deur beide die hervormers en die Katolieke vervolg en doodgemaak word omdat hulle nie in die kinderdoop glo nie. Hulle het een kind met die naam Jacques en hy sterf daarna geboorte. Van Frankryk, van die pasiënte van Servetus was Guy de Morillon en hy was die luitenant-gouverneur gewees van die streek. So nou het hy 'n pasiënt wat luitenant-gouverneur is, hy die aartsbiskop as 'n vriend, so hy beweeg in hoë kringe daar. In Genève wil die mense vir Calvin baie graag terug hê.
Hulle vra vir hom, wil jy nie weer terugkom Genève toe nie? Hy is onwillig. Hy wil eintlik maar net aangaan met sy skryfwerk in Straatsburg. Hulle het hom lelik hanteer. Hy is nie lus om Genève toe te gaan nie. Hulle bied hom 'n goeie salaris aan. Hulle sê, hier is jou huis in 'n baie mooi straat en ons sal teken wat jy wil hê ons moet doen. So enige iets wat jy wil hê sal ons doen. Kom tog net asseblief terug. En hy keer toe terug en hy bring toe maar weer die sedepolisie in. En hy het 'n bietjie teestand gehad van die libertines of libertyne in die parlement, maar andersins het hy baie invloed gehad. Dit is soos Genève gelyk het in die 16de eeu, die muur om die stad. Calvin se institusie word in Frankryk voor die Notre Dame verbrand en die Sorbonne, waar die universiteit is, veroordeel die boek as ketter. Sommige mense sê dit is in die parlement gedoen. Later sou dit as 'n heilige boek verklaar word in Genève en enige iemand wat iets daarteen sê kon tronkstraf opgelê word. Servetus is, alhoewel hy in mediese praktyk is, doen hy nog redigeerwerk vir drukkers. Hy redigeer Paganini se Bybel. Hy is daai jaar as Paganini oorlede en hulle die Bybel wat nou reeds gedruk is, wil hy heruitgawe van uitbring om sy dood te herdenk. In die publikasie sê Servetus dat in Jesaja 7 die verwysing na 'n maagd eintlik verkeerd is. Dit moet 'n jong vrou wees wat dan vandag nog sakkie erken word as geldig. Servetus het vir verskeie drukkers gewerk. Een van hulle is Jean Frelon van Lyon en hy het teologiese gesprekke gehad met die drukker van hom en Jean het gesê, maar ek is nie opgewasse om die goed met jou te bespreek nie, maar ek het 'n goeie vriend met die naam van Calvin en miskien moet jy met hom korrespondeer en dan kan jy mos nou lekker met hom die goed uitgesels. En hy gee hom 'n aanbevelingsbrief aan Calvin. En om en by 1545 skryf de Villeneuve aan Calvin wat korrespondeer onder die skuilnaam de Espeville. Die korrespondensie hou so vir by 'n jaar aan. Aanvanklik het soos Servetus stuur vrae aan Calvin, wat dink jy van die kinderdoop, wat dink jy van die drie-eenheid, wat dink jy van al die goed. En Calvin het hom aanvanklik geantwoord op die goed, maar dit het later vir hom vermoeiend geword, die hele korrespondensie, en hy het gevoel, en hy het op 'n stadium het hy toe opgehou om die briewe te antwoord, maar voor dit gebeur, dink hy toe by homself, maar ek het mos nou al die goed al bespreek in my institusie, so ek gaan vir hom 'n kopie daarvan stuur, en hy kan nou maar lees, en dan hoef ek nie sy vrae te beantwoord nie. So hy stuur vir hom 'n kopie van die manuskrip. En Servetus op sy beurt stuur 'n kopie van sy manuskrip van die nuwe boek wat hy wil publiseer aan Calvin. Hy het gevra om dit terug te kry, maar Calvin het dit nooit vir hom teruggegee nie. Maar wat Servetus nou doen, hy redigeer boeke. En hy stem met 'n klomp van die goed in Calvin se boek nie saam nie. Hy dink hy's verkeerd, hy dink die ding is vol foute. En hy redigeer hom in die kantlyn. En hy stuur dit vir Calvin terug. Calvin is seer gemaak en woedend. Hy sê dat daar nie 'n enkele bladsy in my boek is wat nie deur Servetus se braaksel besoedel is nie. Terwyl die korrespondensie plaasvind, skryf hy aan Calvin aan sy ex-vernoot Farel
op 13 Februarie 1546 die volgende. Servetus het gesê dat hy vir Calvin in Genève kom op besoek, sodat hulle die goed kan lekker bespreek. Nou sê Calvin, ek is onwillig om my woord te gee dat hy veilig sal wees, want sou hy hierheen kom, sal ek hom nooit toelaat om lewend hier weg te gaan nie. Met dien verstande dat my gesag nog gewig dra. So hy het 'n invloed in die parlement, maar met die libertines en goed was dit nie, was daar mense teen hom. So as my gesag nog gewig dra, sal ek sorg dat hy nie lewend hier weggaan nie. Dieselfde dag wat Calvin gedoen het, hy het sulke dae van briewe skryf gehad, en het vir verskeie mense op dieselfde dag briewe geskryf. Hy skryf vir die Frelon wat van sy werke seker gepubliseer het, of van sy goed gepubliseer het, en hom bekendgestel het aan, of Servetus aan hom bekendgestel het, kry hy op dieselfde dag. Servetus is 'n Satan, wat my aandag van my studies aflei. Ek verseker jou, daar is geen groter les wat hy moet leer as nederigheid nie. Dit mag miskien deur die genade van God tot hom kom, maar ons moet aan bysit. Hier is 'n prentjie van St. Pierre Kathedraal in Genève, en dit is waar Calvin gepreek het. Na's 2 insidente gewees wat ek terwille van tyd dan nie gaan bespreek nie. Soos genoem, 1552 is die institusie 'n heilige boek. Servetus om een of ander rede, wel hy het seker lank nou al geskryf, want hy het die manuskrip aan Calvin gestuur. Maar sedert April daai jaar probeer Servetus sy nuwe boek met die naam van Christianisme Restitutio publiseer. Dit is die hervorming of die restitutie van die Christendom. Hy vra 'n goeie vriend van hom, Maarten Borhaus in Basel, om dit te doen, en Maarten is hom baie goed gesind. Hy sê vir hom liefste of beste in sy aanhef, maar verduidelik, jy sal verstaan hoekom ek nie die boek kan publiseer nie. Hierdie nuwe boek van hom bevat die 2 vorige boeke, die briewe wat hy aan Calvin geskryf het, en 'n apologie aan Melanchthon. Melanchthon is weer eens 'n Latynse naam. Hy was eers Schwarzert gewees. En ook 2 boeke teen die Antichrist, of oor die Antichrist. Dan is daar 2 swaars in Lyon, wat, dink hulle het 'n tak gehad in die plek waar Servetus gepraktiseer het. En hulle is Balthasar Arnolay en Guillaume Gorold. Guillaume is 'n baie soos Willem of William, algemene naam, ons moet 'n paar keer teekom. En hy vra hulle om die drukwerk te doen. Nou die 2 neefs, Arnolay is amper die CEO, hy het die bestuur, die besigheidsgedeelte van die drukkery gedoen. En Gerold het die drukwerk gedoen. Nou, Arnolay is 'n groot ondersteuner van Calvin gewees, sy neef Gerold nie, want hy was in Genève 'n tydjie van tevore, en hy is aangekla van een of ander seksuele misdryf van soorte, en verhoor. Hy het lig daarvan afgekom met 'n kleinerige boete, en hy is verban uit Genève. Maar tydens die hofsaak, waar Calvin persoonlik by betrokke was, is hy erg verneder deur Calvin. So hy sal nou enige iets druk wat kan aanstoot gee vir Calvin, solank niemand weet dat hy dit gedoen het nie. Arnolay weet nie waaroor die boek gaan nie.
Hy sou later sê, maar toe hy uit in die tronk beland oor die ding vir 4 maande, en toe het hy gesê, maar ek kan nie Latyn lees nie, so ek het nie geweet waaroor dit gaan nie, en my swaar het my vertel, die ding is dood, is heel onskuldig. Die drukwerk vind in die geheim plaas, in 'n hut, in die woud. Die werkers word spesiaal gehuur om die boek te druk. En soos hulle aangaan, elke bladsy wat gedruk word vernietig. Hulle verbrand elke bladsy soos hulle hom klaar gedruk het. Vinnig. OK. Hulle kon, die setwerk het lank gevat, maar jy kon 200 bladsye 'n uur druk, een ou ink in een druk. En hulle het dit in Octavo gedoen, so daar's 8 bladsye op 'n groot vel gewees. Begin einde September, in Januarie is dit voltooi. 500 eksemplare word in Balehooi versteek en na Frankfurt se boekefees gestuur. Daar's 2 boekefees, die lente en 'n herfs een, en vandag is die herfsboekefees, bestaan nog steeds. Hulle stuur ongebinde eksemplare na 'n drukker in Lyon, en hulle sê Dr. de Villeneuve sal dit kom afhaal, hierdie goed is net skoon velle papier. Derde besending, boekwinkel in Genève. Kennis van Calvin, hier kom ons weer by Guillaume de Trie, wat katholiek was. Hy kom van Frankryk en hy het 'n neef wat nog steeds katholiek is, so hy is protestants. Neef Antoine Arnie is in Lyon, is nog steeds katholiek, en hy stuur 16 bladsye van hierdie boek aan hom, wat hy vir die inkwisisie stuur. En Mathieu Ory verneem van die kardinaal de Tournon of hy van 'n dokter Villeneuvanus of 'n drukker met die naam van Arnaud Ley weet. De Villeneuve word ontbied na de Morignon, wie een van sy pasiënte is, die luitenant-gouverneur se huis, waar 'n klomp van die regters van die stad teenwoordig is. Hulle vra hom uit of hy dan nou nie Servetus is nie, hy ontken dit, hulle gaan na sy huis, hulle deursoek dit, hulle kry niks snaaks daar nie. So nou gebeur daar niks. Servetus se briewe wat hy aan Calvin geskryf het, word deur dieselfde de Trie gestuur na sy neef in Frankryk. Hulle sê dat blykbaar het hy nogal gesukkel om die briewe uit Calvin uit te kry, en nou kan hulle die handskrif vergelyk. So hulle het sy handskrif daar, hierso is Servetus se handskrif, is dit dieselfde persoon. Hulle vra hom om na pasiënte te kom kyk in die gevangenis, en toe hy daar aankom toe, sluit hulle hom toe. Maar omdat hy nou so tussen die hoë kringe, word hy eintlik baie goed behandel. Hy kon sy persoonlike bediende saamneem aan die tronk toe. Hy stuur die bediende van hom om juwele by 'n klooster en geld by 'n klooster te gaan haal wat hulle hom skuld daar. Op 7 April ontsnap hy uit die gevangenis. Hy vra die tronkbewaarder, hy is geklee in 'n kamerjas en 'n slaapmus, hy vra die tronkbewaarder, asseblief die sleutel van die tuinhek laat draai gaan loop. Die tronkbewaarder gee dit vir hom, en hy gaan sien om na sy persoonlike klein wingertjie. Nou is hy alleen in die tuin, hy klim oor die muur, raak van sy kamerjas ontslae, onder dit is hy ten volle geklee, en 2 ure later of wat, kom die tronkbewaarder, is 'n vrou op die kamerjas af, sy is hysteries, sy maak alarm, maar hy sla uit die stad uit. In sy afwesigheid veroordeel hulle hom tot dood, en hulle brand sy boeke en afbeelding van hom, hulle arresteer vir Arnaud Ley, en hy het niks met die ding te doen gehad nie, maar hy is die een wat gearresteer word. Sy swaar is toe gevlug na Genève toe, waar hulle hom ook gearresteer het, en 'n tydjie lank in die gevangenis gehou het, en gelos het. Tussen April en Augustus weet ons nie waar Servetus was nie, maar in Napels in Italië is 'n klomp Spanjaarde wat hom goedgesind is, en hy wil soontoe. Hy kies die pad deur Genève, daar is ook ander paaie, maar hy kies daai een. En hy gaan op Saterdag 12 Augustus tuis by die herberg van die Roos
reël met die herbergier om die volgende dag na die meer toe te neem in 'n bootjie wat hy sal oorgaan en dan so aangaan na Italië toe. Dis onwettig om nie 'n diens te mis. Ek dink dit sal lekker wees vir die predikante vandag. Nou as jy 'n diens mis in die moeilikheid, so hy moet nou, Servetus moet nou iewers 'n diens bywoon, en ek weet nie of hy dit doelbewus doen nie, en of dit toevallig was nie, maar hy gaan dan luister na Calvin, hulle herken hom, en neem hom gevange. Calvin vaardig sy kok Nicolas de la Fontaine af, om die klag teen Servetus in te doen. Die rede hoekom hy dit gedoen het, is die wet in Geneva, as jy 'n klag lê teen iemand, dan word jy saam met daai persoon gearresteer, tot tyd en wyl jy bewys kan lewer, of getuienis kan lewer teen hom, dan losleeu, en dit sal vir Calvin baie moeilik gewees het om uit sirkulasie te wees. Die hofsaak vind plaas by die Hotel de Ville, wat nou deesdae die stadsaal is van Genève. Calvin stel die klagstaat saam, en hy het ook so 'n soort van, daar was 'n aanklaer, maar die rol van aanklaer en spesialis getuie gedoen. Hy het self nooit die vonnis opgelê nie. Toe die doodstraf uitgespreek is, vra hy, maar kan dit nie op 'n meer menslike wyse doen as om te verbrand nie? Kan hulle hom nie onthoof miskien nie? Maar op geen stadium het hy 'n alternatiewe straf, 'n doodstraf voorgestel nie. Servetus sterf op 27 Oktober by Champel, buite Genève, op 'n brandstapel van nat hout, dat het langer kan vat om dood te gaan. Ferrel kom spesiaal na Genève om Servetus na die brandstapel te begelei, en hy vra, hy moet saam met die toeskouers bid, wat hy gesukkel het om reg te kry. Wat Ferrel vir Servetus sê, as jy nie saam met my werk nie, as jy nou nie, ek sê jy moet bid, as jy nie saam wil bid nie, dan gaan jy alleen stap tot by die paal wat jy gaan vasmaak, dan stap ek nie verder saam. Hulle sit 'n tou om sy nek, 'n ketting om sy lyf, boek aan sy lyf vas, kroon van strooi en swaal op sy kop. Toe die laksman die fakkel so voor sy gesig swaai, toe gee hy blykbaar een vreeslik onaardse gil. Volgens een van die omstanders, na 'n halfuur was daar geen lewe meer by hom te bespeur nie. Daar is, ek dink, 'n redelike goeie uitbeelding van hoe dit gelyk het. Servetus se laaste woorde was, o Jesus, seun van die ewige God, wees my genadig. Ferrel sê, ja nee, het hy maar eerder gesê die ewige seun van God. Calvin was nie by die regstelling nie. Kritiek kom teen Calvin in November skryf hy aan Bullinger, wat sê dat hy 'n boek wil skryf om te wys hoe monster Servetus was. Miskien wat hy reg gekry het met die boek was om te wys hoe monster hy was, ek weet nie. Hy moes toestemming vra van die raad om die boek te publiseer, en die boek, die Defensio Orthodoxe Fidei de Sacra Trinitata, die verdediging van die ortodokse geloof en die heilige drie-eenheid, dit is Februarie 1554, dit is om 3 maande se tyd, minder as 3 maande, moes hy hierdie boek skryf en publiseer. Dele is hofstukke, maar selfs so wil dit gedoen wees. Selfde jaar, Oktober, Februarie, boek gepubliseer, Oktober skryf Melanchthon, Schwarzert aanvanklik, aan Calvin, hy wens hom geluk met die teregstelling in die boek wat hy geskryf het. In 59, die laaste weergawe van die institusie, is die kritiek wat in die Defensio teen Servetus geslinger is, daar ook herhaal. 1564 sterf Calvin aan tuberkulose, sonder dat hy ooit berou getoon het, oor sy aandeel in die dood van Servetus. Hy versoek om in 'n ongemerkte graf begrawe te word, omdat selfs die apologete, die Calvin apologete erken dat die Servetus insident 'n klad op sy naam is. En miskien is dit hoekom hy sy nederigheid wou wys en so onthou word. Okay. Sover ons weet, is daar net 3 kopieë van Servetus se boek wat behou gebly het, een in Wene, een in Oostenryk en een in
Wene, Oostenryk, Parys, Frankryk en Edinburgh. Die Edinburgh kopie, die eerste 16 bladsye is weg en is vervang met 'n handgeskrewe gedeelte wat nie ooreenstem met die ander boeke nie, so dit lyk of dit van 'n ouer manuskrip afkomstig is. So ons neem aan dit is die boek wat Calvin gehad het. Calvin se oorspronklike Defensio kan jy vandag nog koop op die internet vir die prys van 'n middelslag gesinsmotor. Dis vir 470 jaar nooit vertaal nie. En ek weet nie hoekom nie. Ek sou dink as jy 'n publikasie in Latyn het wat wys dat jou pa 'n pedofiel of 'n moordenaar is, dan los jy hom in Latyn. Jy gaan nie sukkel om te vertaal nie.